Baie welkom by Agape Gemeente aanlyn en dankie dat jy gekies het om by ons aanlyn diens in te skakel. My naam is Dawie van Skoor en ek is die gemeenteleier by Agape Gemeente en ek weet jy het soveel aanlyn opsies wat jy kan kies van wanneer dit kom by aanlyn dienste. Maar dankie dat jy hierso is. Ons wil dit graag vir jou die moeite werd maak. Ek weet en ons almal by Agape weet die lewe is moeilik, die lewe is gecompliseerd. En daarom wil ons vir jou inhoud skep en vir jou inhoud gee wat jou kan toerus en jou kan help om hierdie lewe suksesvol te leef. So, ons hoop jy geniet die diens en as jy daarvan gehou het, deel dit asseblief met iemand anders. Kom ons staan net so. En dankie Here dat dit die woorde is wat iemand vandag moet hoor. En ek bid Here soos ons hierdie woorde sing vandag dat iemand dit sal sing Here met oortuiging, sal sing Here asof die woord dit vir ons sê, sal sing asof dit die waarheid is vandag. En ek bid Here dat U as 'n waymaker, as 'n miracle worker in mense se lewens sal opdaag Here. En Here ek weet van die oomblik waarin ons nou is tot wanneer dit gebeur is soms 'n wagtydperk, maar soms doen U die miracle in ons Here, in daai proses, in daai tydperk tot dit gebeur. En ek bid vandag Here Jesus dat as iemand in daai proses is dat U vir hulle sal vashou Here, dat U vir hulle vas in staande sal hou Here, dat U vir hulle sal help om nie uit te klim nie, om nie op te gee nie, om nie geloof te verloor nie. Maar Here dat hulle sal weet, U is 'n waymaker, U is 'n miracle worker. Maar Here, die grootste miracle is dit wat in ons hart ook gebeur. So dankie Here dat ons sommer net kan bid. Is reeds gebid vir die diens, maar Here, dankie dat U hierso is vanoggend, Here. Dankie dat U nog heeltyd hier was. Ons kan net intap in U, Here. Ag, en ek wil jou nooi as jy staan vandag, dat jy sommer net vir die Here sal sê wat op jou hart is. As jy Here dien, as jy volgeling van Jesus is, sê vir hom wat op jou hart is. Ek wil vir hom sê, wat sy miracle hy vir jou moet doen, wat sy weg hy vir jou moet oopmaak. Dalk net herinner. Here, ons bid dat U ons harte sal oopmaak, ons bid dat U ons gedagtes sal oopmaak, ons bid Here dat U vandag met ons sal kom werk, dat ons vandag U stem sal hoor, dat ons vandag iets sal hoor, Here, wat U vir ons wil sê. En nie net hoor nie, Here, dat dit inslag sal vind en dat dit ons lewens sal verander. Ons wil nie net hier by mekaar kom, Here, om 'n goed voel sessie te hê nie, ons wil mekaar kom, Here, om verander te word, getransformeer te word. Want U woord is die waarheid en die waarheid verander ons. U is die waarheid, Here. Dankie dat U nou met ons kom praat. En dankie Here dat U hierso is vir ons. Kan net ons hand uitstrek en aan die kleed raak. Ons bid dit in Jesus se naam. Almal sê saam. Amen. Nou, julle kan julle sitplekke inneem. Nou ja, goeiemôre van my kant af ook. Is so wonderlike voorreg om hier te staan vanoggend en julle almal te sien. Almal wat aanlyn ingeskakel is, jy's ook welkom daar in jou huis. Dis lang naweek of is dit nou skoolvakansie? Ek weet nie wat dit is nie, dis so 2-in-1, 3-in-1, 6-in-1, ek weet nie. So welkom hierso, is lekker om julle te sien. Nou, ons begin vandag met ons eerste deel van ons tweedelige reeks wat genoem word mislike mense. En wat jy aan mislike mense in jou lewe kan doen. Nou wat bedoel ek met mislike mense, as ek sê mislike mense? Mislike mense is daai moeilike mense wat jy ken. Dis daai onvriendelike mense, dis daai ongemaklike mense, dis daai dominerende mense wat in jou lewe is. Dit is gemeene mense. Weet jy van wie ek praat? Ken jy sulke mense? As jy aangestap kom en jy sien hulle aankom na jou toe, in die winkel of iewers, dan probeer jy wegkom van hulle af. Stap en checkers af en jy sien, hier kom hulle loodreg aan en jy soos bang, okay? En jy het nie eers diere nie, jy's in die hondekos section nie. Besig om te kyk, Apple is op 'n special nie. Net nie die mense sien nie. En laat ek nou eerlik wees met julle, die realiteit is net, die rede hoekom ons te doen is, dit is gemeene mense, dis mislike mense, dis nie mense wat lekker is om mee te connect nie. Nou vir die rekord, wil ek net uit die staanspoor vanoggend sê, die mislike mense van wie ons praat, is nie almal out there, daar buite nie.
Dis maklik vir ons om te dink ons is heilig en veilig hier binne en out there is al die mislike mense, maar ek wil vir jou sê hier's 'n paar mislike mense hier binne ook vandag. Okay? As jy badkamer toe gaan dalk in die diens of so, gaan kyk in die spieël en dan gaan jy 'n mislike mens sien hè. Want die waarheid is, almal van ons is een of ander tyd 'n mislike mens, 'n moeilike mens, nie 'n nice mens nie, hè. Dit is hoe dit is. Almal van ons was een of ander tyd gemeen en mislik met mense gewees. Dis net hoe dit is. En iemand gaan vandag na hierdie woord luister wat ek bring en raai wat? As ek praat oor mislike mense, gaan hulle jou gesig en my gesig voor hulle sien. En ek ja, nou praat hy oor mislike mense, maar hy is 'n mislike mens vir my gewees, nê. So, ons moet weet, hulle is nie almal out there nie, hulle is ook hier binne. Nou gewoonlik in 'n reeks soos hierdie, fokus ons gewoonlik op hoe ek en jy ons lewens kan leef, dat ons nie so tipe mens word nie, dat ons nie 'n mislike mens word nie. Maar dis nie waar hierdie kort 2-deel reeksie gaan nie. Hierdie reeksie gaan oor hoe ek en jy kan reageer op daardie mislike mense in ons lewens. So jy vra ook, hoekom is dit nodig om hieroor te teach? Hoekom moet ek 2 Sondae hiernatoe kom om hierna te luister? Hoekom dan tyd gee om na dit te luister? Kom ek sê jou. Ek dink dit is nodig vir my en vir jou om 'n plan te hê met die mislike mense in ons lewens. Ek dink dit is belangrik vir ons om proaktief te wees. Ek dink dit is belangrik vir ons om voorberei te wees op die mislike mense in ons lewens, want hulle gaan daar wees. En ons moet 'n plan hê om hierdie mense te hanteer. Hoekom? Want as jy nie 'n plan het nie, gaan hierdie mense jou begin beheer. Hulle gaan beheer oor jou lewe oorneem. Hulle gaan jou goed laat doen wat jy nie wil doen nie en uiteindelik gaan jy sê wel ek het nie regtig 'n ander keuse gehad nie. Dit is maar net dis al keuse wat ek gehad het, nê. Weet jy waarvan ek praat? Weet jy waarvan ek praat vandag? Byvoorbeeld, jy gaan na 'n mislike, jy het 'n encounter of 'n situasie met 'n mislike persoon gehad en dan praat jy nou met jou man of jou vrou of jou familie of jou kollega of wie ook al oor hierdie insident wat gebeur het. En jy vertel hoe jy reageer het teenoor die mislike mens. En dan gewoonlik sal die ander persoon na wie na jou luister, jou man of vrou wiewer, sal vir jou sê, ja, weet jy wat, ek verstaan 100% dat jy so opgetree het. Weet jy het nie 'n ander keuse gehad nie. Weet jy, ek sou ook so gemaak het as ek jy was. Ken julle dit? En toe bel hulle my en hulle vloek my oor die foon en toe verloor ek dit net. En wat sê die ander persoon vir jou? Ek weet, jy het nie 'n ander keuse gehad nie. Enige iemand sou dit verloor het. Hulle kry beheer oor jou lewe, hulle beheer jou en die manier wat jy optree. Nou die rede hoekom ek glo ons voel ons het nie 'n keuse nie, wanneer dit kom by ons reaksie teenoor moeilike mense nie, is dat moeilike mense gooi ons van balans af, sonder dat hulle dit partykeer weet of dit intentioneel bedoel. Hulle gooi jou van balans af. Hulle loop jou tromp op, hulle oorval jou skielik, hulle vang jou onkant, hulle betrap jou onverhoeds en wat doen hulle? Hulle dompel jou in hierdie baie ongemaklike, awkward situasie. Jy weet nie om te reageer nie, jy het nie gedink jy gaan so nodig hê om te reageer nie, jy weet nie hoe om te handle nie en hulle gooi jou van balans af. Die maklikste wat ek dit kan verduidelik is, het jy al ooit oor 'n hangbruggie geloop wat oor 'n rivier gaan? Ja, Sansiet so een en daar's baie ander, nê. So jy stap nou rustig oor die bruggie, jy het jou balans in plek en wat gebeur? Hier kom iemand van agteraf en spring op die brug en jy maak so. Wat gebeur met jou wat mooi rustig loop? Jy verloor jou balans. En wat gebeur? Jy gaan so, wow. Wat noem ons dit? Jy kompenseer om jou balans terug te kry. Jy kompenseer. Iemand spring op die brug, ruk en pluk, jy verloor jou balans en jy kompenseer. Nou dis presies wat mislike mense doen. Hulle spring in jou lewe in, hulle spring op jou bruggie, hulle skud jou hok en wat gebeur? Hulle gooi jou totaal en al van balans af. Met die manier wat jy weet reageer, die manier wat jy operate en jy's heeltemal van balans af. En wat doen jy dan? Jy probeer kompenseer. Jy probeer net weer jou balans terugkry. En in daardie oomblikke wat jy probeer om jou balans terug te kry, sê jy goed en jy doen goed en jy vang goed aan wat nie eintlik jy is nie, wat eintlik totaal buite karakter is. En baie keer in sekere opsigte totaal en al onchristelik is, nê. Ons probeer kompenseer. Is jy al deur van balans afgegooi deur 'n mislike mens? Hulle loop jou net so tromp op. Hulle sê net vir iets, hulle stuur net daai boodskap en jy's totaal af en dan kompenseer jy om net weer jou balans in die lewe te kry. En dis hoekom jy baie keer in daai verhouding voel. Weet jy wat, dit voel nie vir my reg hierdie nie. Dit voel nie vir my ek kan myself wees in hierdie verhouding nie. Dit voel nie vir my ek is myself in hierdie verhouding nie. Want jy kompenseer en jy word iemand anders. Daar's ook ander mense wat vir jou gesê het, weet jy wat, as jy so om daai mense is jy nie jouself nie. As jy so met daai mense is, dan doen jy nie wat jy veronderstel is om te doen nie. Dan is dit asof jy heeltemal 'n ander mens word.
Jy word 'n ander mens want jy kompenseer, want jy moet jou balans terugvind. Nou, ek het gedink die beste sal wees is om vir julle 'n storie te vertel uit my eie lewe uit, okay? Kan ek dit doen? Nou, ek en Melindrie is net getroud. En jy onthou hierdie. En ek het nou al langs raserige gebeure in my lewe gebly, baie. En ons trek in 'n kompleks in, of ek het daar gebly en sy het by my ingetrek. En dit is 'n baie klein huisie in 'n kompleks en die huisies is op mekaar, dis teen mekaar. En oorkant ons bly hierdie bure, 'n oom en tannie, en hulle partytriek was gewees om in die aand as hy van die werk af kom te karaoke. Maar mense, hierdie oom het groot gegaan. Hy het speakers gehad, hy het 'n mikrofoon gehad, hy kon 'n road show hou, nee, dit was hierdie oom wat dit het rof gegaan het. So het hy daar gestop van die werk af en dan het hy seker geëet en sy vrou het vir hom 'n dop gegooi of whatever en dan het dit kom ons karaoke begin. Okay, en dan mense trek daardie mens los en ons hoor, dit klink soos noot vir noot oorkant ons, okay? Dis crazy. Hy begin by Bless Bridges en hy eindig by Boney M en Ken Mullen. Verstaan, hy daai oom sing alles. Dit is ongelooflik geweest. En ek en Melindrie kom mekaar nie in die huis hoor nie. Sy is besig om te swat. Sy swat haar in eersgraad in opvoedkundige sielkunde. Sy moet swat, sy kry nie geswat nie. Ek sit daar so, ek moet voorberei vir dienste, ek moet voorberei vir skole, openings. Jy weet en jy moet redelik gefokus wees. Dis moeilik om te fokus en voor te berei vir 'n boodskap as jy hoor van braaivleis en boude en bier hier in jou agterkop. Dis moeilik. Jy weet, dis soos, okay, Here, dat ek net fokus asseblief. Water en wyn, dat ek daaroor preek of whatever, né? Dit is dit. So dit was moeilik geweest. En hierdie oom het deur 10 genres gegaan, hè. Het begin by country musiek en hy het by, jy weet, Metallica geëindig. Dit was wild. Partykeer het ek en sy net gesit en gesê, kom ons luister maar net hierdie musiek, né. Een keer het ons op die bad se rand gesit daar in die badkamer en gesê ons, kom ons raai wat's volgende. Unita Du Plessis, en so waar, daar gaat ons nie. Daar gaat ons nie. Nou ons initiële reaksie was, kom ons bel die sekuriteit en sê vir hulle vir die oom gaan sê, hy moet net sagter, okay? En ek wil net sê, die oom en tannie is intussen oorlede. Ek en Melindrie het niks daarmee te doen nie, het ek dit sê. Hulle lewe nie meer nie, so, God bless their souls. Maar in elk geval, jy weet, ons gebel die sekuriteit en sê, okay, kan die sekuriteit net hierdie mense kom uitsort, jy weet, en so aan, dan kom hulle en dan sit bietjie sagter vir die, dalk 'n Ken Mullen song, is sagter en dan word dit weer harder. Ag, en op stadium toe gaan ons soontoe en ek het gaan vra, asseblief sit net die musiek sagter, julle kan sing, julle kan doen wat julle wil in julle huis, net nie so hard dit doen nie asseblief. Ag, en dit het voortgegaan. Ag, en uiteindelik, jy weet, het mense het gebid en jy het gehoop en ek wou om die huis stap op 'n stadium, jy weet, soos die mure van Jericho of iets, jy weet, net soos Here bring it down, jy weet, of iets van die aard, maar mense het 'n paar sinnerste gedagtes gehad, sinnerste gedagtes op 'n stadium gehad. Ek meen, ons het verskillende goed oorweeg en ek voel so embarrassed om hierdie goed te sê vir julle, nee. Sien nou dat ek 'n predikant is. Ons het paar goed oorweeg, nee. Ons het op 'n stadium gedink pestkontrol. Ons het op 'n stadium gedink kom ons sny die mense se elektrisiteit af. Ons het aan goed gedink wat ek nie eers hier kan noem op 'n public forum vandag nie, nee. Ons het vreeslike goed gedink. Sy het leer viool speel daai tyd. Toe sê ek vir, het jy al ooit gehoor hoe klink dit as iemand leer viool speel? Okay, as jy viool kan speel, is dit beautiful. As jy hom leer speel, ek sê van nou af gaan jy 2 ure in die oggend oefen. Stel ons wekker, dan gaan oefen jy daar buite in die tuin, hè. Hansie slim. Ons het heavy gedagtes gehad rondom hierdie mense. Toe bestaan hom gedink, kom ek neem net vir hom 'n video en ek stuur dit vir hom. Dit is blote torture as hy dit self moet kyk, want hy is totaal toondoof gewees hierdie oom. Okay, dis een van die mense wat hy sing, sê hy, wil jy nie eerder fluit nie? Okay, ons dink dis beter. Op 'n stadium soos ons aangegaan het met hierdie situasie waar ons gesit het, toe sit ek eendag daar en ek dink by myself, ek ken myself nie meer nie. Wie is ek besig om te word? Wie is ek besig om in te verander? Ek meen ek is besig om in presies dieselfde mense as hierdie mense te verander. Ek is besig om soos hierdie mense te word. Ek is besig om 'n nasty mens te raak. Ek word soos hulle. Ek hou nie eers van hulle nie. En nou word ek soos hulle. En dit is vir my terrible geweest. En ek sê vir myself, wat's besig om te gebeur? Die mense bly nie net oorkant my nie, dis asof hulle nou in my huis bly, in my kop bly rent-free. En ek is dag en nag besig met hierdie mense, ek is dag en nag dink ek, ons praat daaroor, dis alwaaroor dit gaan, en ek is besig om ook in 'n mislike mens te verander.
Nou ek sal vir julle in deel 2, sal ek met julle deel oor hoe die situasie toe uiteindelik uitgespeel het. Dit sal volgende naweek wees, ja, so ek gaan maar terugkom. Ek sal volgende naweek vir jou sê hoe dit uitgespeel het, maar die punt wat ek probeer maak deur hierdie storie, is dis super moeilik, en jy weet hierdie, dis super moeilik om nice te wees met mense wat mislik is met jou. Dit is regtig moeilik om sensitief te wees vir onsensitiewe mense. Dis regtig moeilik om gaaf te wees teenoor mense wat gemeen is teenoor jou. Dis moeilik om goed te doen aan mense wat lyk of in hulle hart hulle self voorgenem het om jou bad te behandel. Dit is regtig moeilik, en ek weet nie of julle saam met my op hierdie een is nie, maar dis vir my ongelooflik moeilik. Wie van julle ken die goue reël? Die goue reël. OK, ek is bly julle het gekom. Ek en jy, Gareth, ken dit. En dis nuwe nuus dalk vir die ander, maar die goue reël is Jesus actually wat hierdie woorde ingestel het. Die goue reël is: doen aan 'n ander een wat? Daar kom hy nou deur, nee, wat jy aan jouself gedoen wil hê. Dit is die goue reël, en by the way, soos ek sê, dis Jesus se woorde. Doen aan 'n ander een wat jy aan jouself gedoen wil hê. En ons sê, amen, Here Jesus, wonderlik, dis beautiful, dis 100% reg so. Totdat mislike mense jou lelik behandel. Dan sal jy sien, is redelik moeilik. Of geliefdes, mense vir wie jy lief is, lelik behandel. Dis pretty moeilik om hierdie goue reël toe te pas, nee. En as mislike mense met jou lelik raak, dan is die eerste ding wat by die venster uitwaai is hierdie goue reël. Doen aan 'n ander een wat jy aan jouself gedoen wil hê. En dan kom daar 'n tweede reël in ons lewens in, en daai reël noem ek sommer die eysterreël. Okay, terwyl ons so van die metale praat. Wat is die eysterreël? Doen aan 'n ander een wat hy aan jou gedoen het. Ken julle daai reël? Jep, daar's so 'n reël. Nou, hierdie reël is nie regtig so 'n reël nie. En dit kom nie die Bybel uit, definitief nie van Jesus af nie, maar hierdie reël is 'n amazing reël, want hy kom so van nature. Iemand dit al ervaar? Die eysterreël kom baie meer natuurlik as wat die goue reël kom, nie. Doen aan 'n ander een wat hulle aan jou gedoen het. Die eysterreël voel so reg. Dit voel so regverdig. Dit voel so natuurlik, so asof dit van self kom, nê. En ek meen as jy net na my storie luister en die storie van hierdie bure wat ek gehad het, my karaoke bure, dan sal jy sê, maar Dawie, weet jy, dis reg. Ek sou ook so gevoel het. Weet jy wat, ek sou presies soos jou opgetree het. Weet jy wat, jy het nie 'n ander keuse gehad as om so te voel nie. Jy het nie 'n keuse gehad as om die eysterreël in te bring in daai situasie nie, want die eysterreël voel so natuurlik. Die eysterreël is so ons. Want die eysterreël word gefuel deur die sondige natuur, word gefuel deur die vlees. En dan baie keer in ons situasie is daar 'n derde reël wat inkom, terwyl ons so van die metale praat, en dit is die sinkreël, soos in die sinkdakke, sinkreël. Nou wat is die sinkreël? Die sinkreël is, doen aan 'n ander een wat hulle nie aan jou gedoen het nie. Okay, so ons sê, doen aan 'n ander een wat jy jouself gedoen wil hê, dan ons doen aan 'n ander een wat hulle aan jou gedoen het, en dan ons die sinkreël wat sê, doen aan 'n ander een wat hulle nie aan jou gedoen het nie. So wat is die sinkreël? Die sinkreël sê, ek is van balans afgegooi deur 'n mislike, moeilike mens, en nou wil ek kompenseer. Maar ek kan nie kompenseer teenoor die persoon wat my seer gemaak het nie. Ek is magteloos, ek is nie in 'n posisie om dit te doen nie. So weet jy wat? Nou gaan kompenseer ek in 'n ander verhouding wat niks met hierdie situasie te doen het nie. Nou haal ek my frustrasie op iemand anders uit, want ek kan. Weet julle waarvan ek praat? Die sinkreël. En daar's niks wat jou verhoudings vinniger sink as hierdie nie. Dis 'n ander deel daarvan. 'n Verhouding gaan sink as jy mense behandel op 'n manier wat hulle jou nie behandel het nie. Ons ken hierdie. Jou baas byvoorbeeld is 'n mislike mens, hy is ongeskik en gemeen en lelik met jou of sy, en wat doen jy? Dan gooi jy heeltemal van balans af en nou wil jy kompenseer, maar jy weet jy kan nie gaan kompenseer by jou baas nie. So wat doen jy? Jy is van balans af en nou kom jy by die huis en jou vrou het nou 5 minute te laat nou die kos op die tafel gesit. Wat doen jy? Jy pas die sinkreël toe. Jy pas die sinkreël toe en jy kompenseer. Dis wat jy doen. Hoekom is hierdie kos nie reg nie elke aand? Nee. Of jou kinders, hulle stap nie daar verby. Julle groet ook nooit meer nie. Nee, wat's fout met julle? Ongeskikte kinders. Die sinkreël. Hulle het niks met hierdie situasie te doen nie. Of 'n taxi ry voor jou in, jy's magteloos. Jy kan nie die eysterreël toepas nie. Jy kan, maar jy gaan groot moeilikheid kry as jy dit doen. En nou wat doen jy? Nou pas jy die sinkreël toe. En jy kom in die Spar ingestap en die vrou wat agter die til sit, groet jou nie. En jy sê, "Ja, hallo vir jou ook." En jy behandel iemand soos hulle jou nie behandel het nie. Want jy is van balans af en jy moet kompenseer. Nou, ek dink ons almal was al op
een of ander vlak in ons lewens betrokke in hierdie dinamika, né? En hier is my vraag vandag. Die vraag is, wat maak ons met mislike mense? Gemeene mense, onvriendelike mense, nasty mense. Wat doen ons met hierdie mense? Daar's 3 opsies. En dalk sê vir my Dawie, hierdie is nie net mense wat fly by night is nie, hierdie is soos my baas, of hierdie is soos my ex-vrou, of my ex-man. Hierdie is soos 'n familielid van my. Hierdie is iemand aan wie ek gebind is. Ek kan nie uit hierdie verhouding uitkom nie. Want die maklike conclusion is, kom net uit die verhouding uit. Maar vir party is dit nie, maar ek het kinders saam met die ex-man van my. Ek kan nie uit hierdie verhouding uitkom nie. Ons het interaction met mekaar. Of weet jy wat, ek kan nie by die werk bedank nie. Ek het die geld nodig. Ek bly by die baas. Of weet jy wat, hierdie is my familielid. Ons sien mekaar 1 keer 'n jaar of hoeveel kere. So ek is in hierdie komplekse verhouding betrokke, nê. So partykeer sit jy en jy fantaseer oor hierdie ysterreël, jy dink, dit sal fantasties wees, en jy imagine hoe jy hulle gaan aanvat, en hoe jy gaan teruggee wat hulle vir jou gegee het, maar jy weet net so goed soos ek vandag, dat as jy iemand terugkry, dan word jy net soos hy of sy. As jy iemand terugkry, dan word jy net soos hy of sy. En jy hou nie eers van daai persoon nie, so hoekom sal jy wil word soos iemand van wie jy nie hou nie? Ons word presies soos daai mense, né? So nommer 1 is, ek praat van 3 opsies. Nommer 1 is jy kan hulle nie terugkry nie, want dan is jy maar presies dieselfde as hulle. As jy ook 'n mislike mens en jy word soos hulle. Nommer 2 is jy sê dalk, maar ek dink ek gaan hulle net ignoreer. Okay, sterkte daarmee. Jy gesien wat gebeur as jy 'n persoon ignoreer. Dis soos 'n baie groot boom wat met 'n baie klein byeltjie gekap word. Okay, jy's die boom, die ander persoon is die byeltjie. So wat doen hulle? Hulle kap. Dag na dag, jaar na jaar, kap en kap en kap, en jy voel hoe kap hulle aan jou, maar jy ignoreer dit, en wat gebeur? Eendag, dan breek daai boom, en hy val oral, en die van julle het al gesien het as 'n boom afgesaag word, dit is net chaos oral, nee. Hulle kap en kap en kap, en jy ignoreer, en eendag breek jy net. Eendag is dit net absoluut oor dit. Soos kan hulle nie terugkry nie. Dis nie 'n viable opsie nie, want dan word jy nes hulle, en dan kind of defeats the purpose. Jy kan nie hulle ignoreer nie, want iewers gaan die boom breek, die byeltjie gaan iewers deurkap, dit is net so. So daar's 'n derde opsie, wat ek graag met jou wil deel. En hierdie derde opsie verminder die mag en beheer wat hierdie mense oor ons lewens het. Hierdie derde opsie maak dat hierdie mense nie beheer oor ons het nie. En natuurlik is hierdie derde opsie deur Jesus Christus gemodelleer. Jesus het hierdie derde opsie vir ons gemodelleer, maar dan is ook iemand in die Ou Testament, 'n relatief onbekende, obskure persoon, wat ook hierdie derde opsie gemodelleer het, en ek wil graag hê ons moet na daardie persoon se lewe vandag kyk. Daai persoon se lewe het iewers met koning Dawid se gekruis, en ons gaan dan vir 'n oomblik daarna kyk vandag. So, as jy in die kerk groot geword het, as jy in die sonnaarskool was, dan ken jy Dawid, né? Ons ken vir koning Dawid, ons weet die hele backstory rondom dit. Maar wat interessant is hierdie spesifieke snapshot wat ek uit sy lewe uit wil deel met jou vandag, waar hy met hierdie ander persoon baie kruis, is nie toe hy koning Dawid was nie. Dis nie toe hy skaapwagter Dawid was nie, dit was toe hy vlugteling Dawid was. Nou, konteks is belangrik, en julle weet ek sê dit altyd, konteks is koning. En dit is so belangrik as jy die woord van God lees, om te gaan kyk, as dit vers 8 is daar 'n vers 7 en 'n vers 9. Het is belangrik om te gaan kyk wat hierdie skrifgedeelte vir ons sê. Die goue reël is, die skrif kan nie vir jou iets anders vandag sê as wat hy vir die oorspronklike lesers gesê het nie. Anders is hy besig nie met Bybel uitleg nie, maar hy is besig met Bybel inleg, soos my dominee oupa altyd gesê het nie. So ons wil Bybel uitleg doen. Ons wil kyk na die wêreld agter die teks. Ons wil kyk na die konteks. So dis hoekom ek graag altyd vir jou konteks skep om dit te verstaan. So koning Dawid, soos julle weet, was 'n jong tienerseun gewees, en toe het hy vir Goliat verslaan. Hy het die slingervel gehad en hy het hom doodgegooi, en Dawid het oornag 'n hero geword in Israel. Hy was volksbesit gewees. Hy was 'n hero gewees. Kyk, die vrou, daar's op 'n stadium geskryf, Saul, wat toe die koning was, het sy duisende verslaan, maar Dawid het sy 10.000 verslaan. Hy was 'n hero, hy was so Siya Kolisi, hy was soos Rassie Erasmus, hy was volksbesit gewees. Dit was absoluut amazing vir almal behalwe Saul, wat op daardie stadium die koning was. So Saul het bietjie 'n varkie in sy hartjie gehad rondom Dawid, en hy het beleef dat dit nie lekker is vir hom dat terwyl hy koning is, dat hierdie ander ou hierdie prominence geniet nie. Hy het begin jaloers raak op Dawid. Hy het begin afgunstig raak op Dawid. Hy het hierdie innerlike wroging, koning Saul van Israel, in sy hart gekry teenoor Dawid. Maar toe Saul die nuus kry dat
dit so half stil gebeur het, dat koning Dawid deur die profeet Samuel gesalf is, as die volgende koning van Israel, terwyl hy nog steeds koning is, toe skiet die deksel af. En toe die innerlike stryd heeltemal oorgekook, en 'n uiterlike stryd geword. En hy het begin om Dawid met mag en mening te vervolg. Hoekom? Want hy wou nie gehad het sy koningskap moes eindig nie. Hy wou graag koning gebly tot hy doodgaan. En thank you very much, hy sou wou gehad het sy seun Jonathan moes by hom oorgevat het. Hy sou wou gehad het sy koningshuis, sy dinastie moes aanleef vir eeue. So dit het nie lekker op sy oor gesit dat hierdie jong kereltjie terwyl hy tiener was, gesalf is as die koning van Israel terwyl hy die koning is nie. So wat doen hy? Hy vervolg vir Dawid met mag en mening. En Dawid ontsnap uit sy kloue uit en Dawid word 'n voortvlugtige. Dawid los sy huis agter, hy los sy familie agter, hy los sy geliefdes agter en hy vaar in die woestyn in. En omdat Dawid 'n briljante leier was, het hy op 'n stadium met ander mans daar te doen gekry, ander mans wat ook te nagekom is deur koning Saul, ander mans wat ook uitgeskop is uit die samelewing uit, ander mans wat ook ongelukkig was oor die manier wat hulle deur mislike Saul behandel is. En jy weet mos, rebel soek 'n pel. So wat gebeur is hulle join vir Dawid en uiteindelik is hulle 'n groepie van 600 mense. 600 mense bymekaar en die vrouens en kinders wat geen plek het wat home sweet home is nie en hulle vaar almal hier in die woestyn rond van die een plek tot die volgende plek. Is eintlik 'n moeilikheid wat 'n plek soek om te gebeur, nê. En Dawid het al hierdie opgekropte woede en frustrasie in sy lewe. Dawid is ongebalanseerd. Hy het al hierdie opgekropte woede en frustrasie teenoor koning Saul wat 'n mislike mens is, wat gemeen was teenoor hom, wat hom sleg behandel het, wat hom te nagekom het. En hy kan nie die eysterreël toepas nie, want is die koning van Israel, koning Saul, hy het die hele army tot sy disposal, so hy kan nie hom terugbetaal nie. Saul is untouchable. So Dawid kom nie in balans nie, daar word nie gekompenseer nie, so hy het hierdie woede en hy het hierdie aggressie wat hy iewers wil uithaal, en in hierdie gedeelte wat ek nou met jou gaan share, vind ons die perfekte slagoffer waarop Dawid dit kan uithaal. Okay, is julle reg om saam met my in die woord in te delf? Hier gaan ons. Samuel dokumenteer dit vir ons en dan is 'n ander biograwe wat dit ook vir ons neergeskryf het. So kom ons lees saam. Dawid het klaar gemaak en na die Paran woestyn toe getrek. So hier's Dawid besig om in te vaar in die woestyn en hy vlug vir Saul en hy moet nou daar in die woestyn voortvlugtig wees en heeltyd op sy hoede wees, nê. Daar was 'n man in Maon wat sy boerdery in Karmel gehad het, 'n baie ryk man. So hier is die skaapboer, hy's 'n baie ryk man en hy bly daar so in Maon, naby Karmel, en Dawid kry te doen met hierdie persoon. Hy het 3000 skape en 1000 bokke gehad. En baie van ons dink dalk, okay, hoe kan dit rykdom beteken vandag se tyd? Jy weet, mense in vandag se tyd, 3000 skape, dit was 'n loaded ou gewees, nê. So hy het baie diere gehad, baie kleinvee, was 'n tipe van 'n mega boer daar gewees by Maon, naby Karmel. Hy was besig om sy skape in Karmel te skeer. Die naam van die man was Nabal gewees. So wat interessant is hierso, is hier's 'n ou Joodse tradisie wat besig is om af te speel, en daai Joodse tradisie is die skaapskeerdery. So wat gebeur het is, voor die lente gekom het, of as die lente gekom het en dit nou warmer word, dan het hulle al die skapies geskeer, en soos hulle die skapies geskeer het, het hulle die skapies getel. So na die lang winter het die skaapboer dan nou gehoor, okay, dis soveel nuwe skape ek bygekry, dis soveel lammetjies daar is. Okay, so die skape is getel en dan het hulle 'n groot fees gehou om dan nou hierdie ou se winste te vier, om hierdie oorvloed wat daar in sy boerdery aan die gang is, om dit te celebrate. So dis amper soos 'n finansiële rekord wat hy gekry het, jy weet. En Nabal was op die punt gewees om uit te vind hoeveel ryker hy geword het, hoeveel wins hy gemaak het, hoe baie oorvloed hy gehad het, nie. En hulle hou party, hulle is excited oor dit wat die Here kom doen het in daardie besigheid. Nou ek weet nie of jy weet nie, maar Nabal beteken dwaas. Hierdie ou se naam beteken dwaas. Shame. Wat het sy arme ma en pa gedink? Kom ons noem ons kind dwaas. Hallo fool. Baie welkom in ons familie. Noem hom dwaas, nee. Maar dit is so sprekend gewees van sy karakter, of dalk het dit sy naam geword soos hy aangegaan het, maar dwaas. Hierdie ou was 'n tekstboek mislike mens gewees. Hy was onbeskof gewees, hy was rude, hy was gemeen, hy was onvriendelik, hy was 'n baie slegte ou gewees, 'n mislike persoon gewees. Dit is wie hy dan nou was, nee. So ons lees verder. Hy sê daar so, die naam van die man was Nabal en die naam van sy vrou Abigail.
Die vrou het 'n goeie verstand gehad en sy was mooi. Samuel het gevoel ons moet dit weet. Maar die man was 'n regte korrelkop en onbeskof. Hy was 'n Kalebiet, aan die ander afstammeling van Kaleb. Nou lees ek hierdie vers en ek sê vir myself, hoekom is dit dat sulke mans en vrouens altyd by mekaar opeindig? Jy het al gesien, die nice vrou, die wonderlikste vrou, nee. So nice people skills, goeie verstand, en dan hierdie onbeskofte man, nee. Is dit opposites attract? Ek weet nie, hierdie mense kom by mekaar uit. So girls, as jy ongetroud is, ek wil vandag vir jou sê asseblief, moenie jou standaarde verlaag nie. Okay, moenie 'n Nabal in jou lewe toelaat nie. Maar dit is die situasie gewees. En 'n ander ding wat ek moet sê is, ek kyk na Nabal, die naam is dwaas, maar dan staan 'n ander naam wat ook uitkom, of 'n ander betekenis, 'n ander Hebreëse betekenis van sy naam, wat ook beteken swaar. So Nabal beteken ook swaar. So was nie net dwaas nie, dis ook swaar. Ek dink dit was vir Abigail swaar om met hierdie man getroud te wees. Ek dink dit was vir al sy werkers swaar gewees om hom as baas te hê. Hy was 'n moeilike mens. Weet jy waarvan ek praat? Jy soos, prys die Here, ek het Nabals in my lewe. Moeilike mense, dit is eerstens dwaas en tweedens swaar om vir hierdie persoon te werk, swaar om met hierdie persoon in 'n verhouding te wees. Ek dink dit was 'n las, dit was moeilik geweest om met hierdie persoon in 'n verhouding te wees. So, hy skeer skape, dit gaan goed daar. Kom ons gaan aan. Toe Dawid in die woestyn verneem dat Nabal skape skeer, Dawid het presies geweet what's happening. Ek meen hy's 'n Jood van sy geboorte af. Hy weet oor die oeste, hy weet oor die geld wat getel word, hy weet die winste word geselebreit, daar's oorvloed. Dawid weet dit. So nadat hy verneem het dat hy skape skeer, het hy 10 jong manne gestuur en vir hulle gesê: "Gaan na Karmel toe en as julle by Nabal kom, moet julle hom namens my vra hoe dit gaan." Wow, is dit nie 'n mooi boodskap nie? 10 ouens, 10 van julle kom gou hierso, onthou hulle 600. Ek wil hê 10 van julle moet gou gaan en gaan praat met hom, stuur vir hom 'n boodskap en begin en sê vir hom: "Hoorie Nabal, hoe gaan dit met jou? Ons hoop dit gaan goed met jou man. Ons het hierdie boodskap van Dawid af en sê vir hom gesondheid en voorspoed vir u en u familie en alles wat u besit." Is dit nie 'n mooi boodskap nie? Het jy al gesien in jou lewe, jy's so nice met mense. Vrede vir jou, ek hoop dit gaan goed met jou, ek is nice, ek is vriendelik met jou, ek behandel jou mooi, ek het 'n goeie gesindheid, ek's upbeat, ek's positief. Dis wat Dawid doen hierso. Toe ek dit lees, weet deurlees, toe ek in voorberei te dink ek, dis half partykeer soos kinders is, nê. En dan dink jy altyd, wat wil jy hê, nê? Hi pappa, pappa is so wonderlike pa vir ons, en dankie vir alles wat pappa doen, en dadelik dink jy, wat wil jy hê? Ek wonder, miskien het Nabal so gedink, maar Dawid het hierdie baie fancy, baie nice, baie tegemoetkomende groet wat hy stuur, en dan sê hy, ek het verneem dat hulle besig is om by u te skeer, okay? En die oes en die fees is aan die gang. U skaapwagters was by ons, en ons het hulle nie kwaad aangedoen nie. Met ander woorde, deur die hele jaar wat verby is, die seisoen, was al die skapies in die veld, en die skaapwagters was in die veld, en hulle was daar rondom Dawid gewees, en Dawid hulle het na hulle gekyk en hulle opgepas en gesorg dat niemand dit steel nie. Hulle het niks vermis solank hulle in Karmel was nie. Vra maar die veewagters sodat hulle dit kan vertel. Vra jou mense. Jou skape was die hele tyd, die 3000 skape en die diere was tussen ons. Jou skaapwagters was daar. Ons het nie ons kon choppies elke dag eet het, okay? Ons kon elke dag gebraai het. Maar luister, ons het jou skape opgepas, ons het jou mensies mooi behandel, ons het in vrede met mekaar gelewe, sê hy vir hom. Hy sê, vra maar jou veewagters, as jy my nie glo nie, vra hulle. Wees dan tog my mense goedgesind. So liewe Nabal, in die lig van dit, een hand was die ander tipe ding, is, wees net nice teenoor ons, jy het nou oorvloed, jy celebrate nou, daar's definitief baie meer skape as wat jy gehad het laas jaar, so wees my mense goedgesind, hy geef ons 'n paar skapies. Ons wil nou 'n bietjie braai man, ons wil ook 'n bietjie choppies eet, ons bietjie skaapspit hou en al hierdie goed doen, hè. Hy sê so, ons het op die regte tyd gekom. Dawid is soos, dis nie asof jy in 'n finansiële turmoil is nie, ek ken hierdie besigheid, okay? So, ek was in die hoogste kantoor in Israel gewees, ek weet waar hierdie gaan, okay? So, is die regte tyd hierdie. So nou ooit 'n tyd was om te vra, is hierdie die beste tyd. Dit sal nou wees so net, jy weet in ons tyd so Desember, net as almal nou bonusse gekry het, net daai tyd, dan sal dit nou great tyd wees om te sê, ek weet jy het nou bonusse, wil jy nie dalk. So gee asseblief wat u kan afstaan. So Dawid is nie voorskrifklik, gee dit en ek soek 200 skape of wat hy sê nie, hy sê, wat kan jy gee? Wat het jy vir ons om te gee? Sal jy dit asseblief vir ons gee?
Net wat jy kan gee, sal ons vat. Hy het so 'n mooi humble gesindheid, koning Dawid, nê. Dan sê hy daarso, wat jy kan afstaan aan die seun Dawid en sy manne. Dis die mooiste gesindheid wat Dawid het. En soos ek sê, dis die beste tyd om te vra vir 'n beloning. Dis die beste tyd om vir hom te sê, hoorie, kan jy vir ons ietsie gee asseblief? Luister, ek en my man het die hele jaar jou skape opgepas. Ons het seker gemaak, daar's nie ander kriminele wat hulle kom steel, skaapsteelery nie. Ons het doodseker gemaak, niemand maak jou skaapwagters dood nie. Ons het onsself nie gehelp met dit nie, so ons het mooi gekyk. Al wat ek vra is net ou ietsie vir my en my mense, wat ons ook net lekker kan celebrate. Dis al wat ek vir jou vra. Indirek sê hy vir Nabal, die feit dat jy winste het, is as gevolg van ons. Die feit dat jy skape het wat jy kan skeer en tel, is indirek as gevolg van ons, wat jou gehelp het. So Dawid sê vir die 10 ouens, okay, gaan dra asseblief hierdie boodskap hoor. En die 10 manne soos, I captain, my captain, en daar gaan hulle, en hulle gaan dra die boodskap. Daar was mos dan nie WhatsApp of e-mail of van hierdie goed gewees nie. Nou, hulle kom by hom, en hulle share die boodskap met hom, en Nabal laat hulle wag. En wag, en wag, en wag, voordat hy vir hulle 'n reply gee. Hy gee nie vir hulle 'n reply nie, hulle wag. Nou terwyl ons nou wag saam met Dawid hulle, terwyl Nabal reply, wil ek net ietsie vir jou vinnig gou sê oor koning Dawid, en ek dink dit gaan dalk jou prentjie shatter, okay, wat jy dalk het van koning Dawid, omdat jy in die kerk groot geword het, omdat jy in die sonnaarskool groot geword het, jy het 'n sekere prentjie van Dawid. Nou Dawid was 'n digter, Dawid was 'n musikant. Dawid het die mooiste poesie geskryf. Dit is so. Dawid was 'n man na God se hart gewees, maar julle moenie vir een oomblik vergeet nie, Dawid was 'n super gevaarlike man gewees. Dawid was 'n super geweldige man en 'n gewelddadige man. Dawid het bloodstained hands gehad. Hy was gewelddadig gewees. Hy was wild gewees. So hy was 'n digter, skrywer, al hierdie goed. Maar hy was gevaarlik en hy het geweet om met 'n swaard te werk en hy was baie keer vol bloed wat hy in die aand moes af was. Byvoorbeeld, as jy gaan lees in die gedeeltes in die Ou Testament waar Dawid na die Filistynse plattelandse dorpies toe gaan, dan sien jy Dawid het daai mense getref met die swaard, hy en sy manne, en hy het nie gegaan tot elke lewende wese doodgemaak is nie. Vrou, man en kind. Hy het nie gegaan terwyl enige iets nog geroer het nie. Dit is koning Dawid. Okay? So dit is wie ons besig is om te deel hier. So ek voel net by myself, jy weet, Nabal moes beter geweet het as om Dawid af te tik. Okay? So ek glo hy was definitief bewus van Dawid se reputasie. Ek dink hy moes geweet het Dawid het ook die reputasie van warrior, Goliat. Ek meen almal het dit geweet. Hy moes dit geweet het. Maar wys jy, hy was 'n kaartmannetjie gewees, hy het net glad nie belang gestel in dit nie. So kom ons kyk wat sê hy terwyl hierdie ouens nou wag. Kom ons kyk wat sê hy toe nou. Want hy laat hulle nou wag. Hy's nou as prins Nabal. Laat hulle nou wag. Want hy kan. Nou hy besluit toe nou, hy ghost hulle, hy bloedtik hulle. Jy het dit al op WhatsApp beleef, jy stuur 'n belangrike boodskap en hulle reply net nie. Dis redelik belangrik vir jou, hulle sê, ek kan nie minder worry nie. Wat sê dit vir jou? Ek gee nie om nie. Maak gaan vlieg man, dis wat dit vir jou sê. Nou dit doen hy met warrior Dawid wat gereeld bloed afgewas het van sy hande af. Kyk wat sê die ou, hy sê, wie is die man Dawid? Wie dink hy is hy? Om hier na my huis toe te kom, mense na my toe te stuur, my party te kom crash, op my partyterrein, en vir my te kom vertel wat hy soek. Wie dink hy is hy? En dan maak die skrywer vir ons seker, die biografies maak doodseker dat ons weet dat hy het nie regtig nie geweet wie Dawid is nie, maar hy het geweet wie Dawid is. Antwoord hy, minagtend. Hy was minagtend, hy was neerhalend teenoor Dawid gewees. Wie dink hierdie seun van Isaai is hy? Wie dink hy, want hy weet, Isaai is sy pa, hy weet wie Dawid is. Wie dink hy is hy? Om iemand na my toe te stuur, om vir my goed te kom vra. Wie dink jy is hy? Sien julle hierdie mislike mens voor jou afspeel? Sien jy daardie aksie? Daar is hoor hoe sarkasties raak hy sê, daar is deesdae baie slawe wat van hulle meesters af wegloop. Nabal het geweet Dawid het vir koning Saul gewerk in die koningshuis en hy weet Dawid het gevlug en Dawid is nie meer daar nie. So wat sê hy? Hy sê hierdie baas van julle is 'n slaaf wat weggeloop het man. Hierdie baas van julle is 'n niks werd. Hierdie baas van julle is 'n voortvlugtige, rubbish. Dis wat hy is. Wie dink hy is hy om met my te kom praat? Kan ek julle herinner, hierdie is die
persoon wat gesalf is deur die almagtige God as die volgende koning van Israel. Dit is wie hy is. Nie die ou sê man is rubbish. Ek stel nie belang nie. Moet ek my brood en water vat en die vleis wat ek vir my skeerders geslag het en dit net so gee vir mense wat wie weet waar vandaan af kom? Moet ek nou die ekstra skapies en ekstra goed vir hierdie rondloper gypsy mense gee? Dit mors op hulle? Is dit wat julle baas verwag ek moet doen? Come on. En dan sê hy daarso, Dawid se boodskappers het omgedraai, hulle het besef, ons gaan niks sê nie. En teruggegaan, okay, ons sal die boodskap oordra. Hulle het vir Dawid alles vertel wat Nabal gesê het. Soos, okay, ons sal verbatim jou boodskap gaan oordra aan Dawid. Sterkte, ons gaan jou definitief weer sien. Sien jou nou. En daar gaan hulle, en hulle gaan na Dawid toe, en hulle vertel hierdie boodskap vir Dawid net so. Luister koning Dawid, of luister Dawid, wat sê die ou? Hy sê, man, hoekom gaan hy iets gee? Hy gee nie om nie, hy skuld jou niks nie. Hy het jou nie gevra om sy skape op te pas nie, hy was heeltemal mislik geweest. Toe sê hy, man, jy's 'n wegloper slaaf, jy's 'n niks werd, jy mors sy tyd, hy gaan niks gee nie. Dis net 'n klomp mense wat hier rondtrek in die woestyn. So, daar het jy dit. Dis wat gebeur. Nou, wat interessant is Dawid se reaksie. Kom ek lees dit vir julle. Maak vas julle swaarde. Beveel Dawid terwyl hy sy eie swaard vasbind. Ongeveer, julle het in jou lewe nog nie so overkill gesien nie. Ongeveer 400 man het saam met Dawid gegaan en 200 agtergebly om hulle besittings op te pas. Dawid is soos, oh well, ons het probeer om hierdie op die civilized manier te doen. Ons het probeer om hierdie reg te doen en nice te wees met hom, maar hy's 'n mislike mens, hy's 'n ongeskikte mens, hy's rude, en ons het een taal wat mislike mense verstaan, en dis daai taal. So ons gaan daai taal met hom praat. Strap vas ouens, ons gaan bietjie in Karmel kuier vanmiddag. Dis waar ons op pad is. Ons gaan bietjie daar uithang vanmiddag. You messed with the wrong man. Let's go. Maar voordat ek aangaan, wil ek net vandag vir jou sê, so die skrywer gee ons 'n baie belangrike stukkie detail, die biografie, wat ek net jou aandag op wil fokus vir 'n oomblik. Hy sê daarso in hierdie gedeelte, hy sê, beveel terwyl hy sy eie swaard vasbind. Hy noem dit hier. Hy sê dit, hy maak 'n punt daarvan om te sê, Dawid het ook sy eie swaard vasgebind. Kan ek jou 'n vraag vra? Wie se swaard het Dawid gehad op daai stadium? Waar het Dawid hierdie swaard gekry? Enige iemand? Daar sê Goliat se swaard. Dawid het Goliat se swaard gehad. Jy sal lees in 1 Samuel 21 'n paar hoofstukke voordat dan die profeet Abimelech het gegaan en hy het Goliat se swaard vir Dawid gegee en Dawid gesê, "Wow, ek het nie so 'n swaard nie. Niemand het so een nie, ek wil hom hê." Hy het Goliat se swaard gehad op daai stadium. En Goliat se swaard, as jy mooi dink daaraan, nou was nie 'n swaard geveg met Goliat nie. Goliat se swaard is 'n simbool. Dit is 'n teken van God se voorsiening, God se beloftes, God se beskerming vir Dawid. Goliat se swaard is 'n herinnering vir Dawid, iets om hom te herinner en te remind, om vir hom te sê, God is vir jou, God veg vir jou, die Here gaan voor jou uit. Dawid, jy hoef nie 'n vinger te verroer nie, jy hoef nie kwaad met kwaad te vergeld nie, jy hoef nie petty te wees nie, jy hoef niemand terug te kry nie, die Here jou God veg vir jou. Hierdie swaard is 'n teken daarvan, hy het dit met Goliat gedoen, hy gaan dit met elkeen doen. So as daar nou een man is, as hy kon bid en vir die Here sê, sort vir Nabal uit, wat die Here sou hoor en antwoord, is dit Dawid. Want die swaard is 'n belofte van God of dat dis wat God vir hom sal doen. Maar Dawid is seer gemaak. Dawid is te nagekom. Eerstens deur Saul, hy's van balans afgegooi en Saul is untouchable, hy kan niks aan die koning en die armies doen nie. En tweedens nou deur Nabal, wat nou met hom lelik was en hom te nagekom het en sleg behandel het, so hy's way af van balans af en hy wil kompenseer. Hy wil hierdie ding uitsorteer. Hy gaan sommer die yster en die sinkreël gelyktydig toepas. En soos ek vir julle sê, ek het in my lewe nog nooit so 'n reaksie gesien nie. Hier is 'n reaksie van epidermiese proporsies. Ek meen 400 mans wat gewapen is, gaan sien hy jou. Dit wys vir jou, Dawid was kwaad. Dawid was round up gewees. Hy was super ongelukkig gewees. 400 mans, imagine dit by die skool.
die boelie challenge die hoofseun. En hy sê, is reg, ons gaan vanmiddag vir jou kom kuier, en die hoofseun en 400 ander seuns daag op by die kind se huis. Almal het een of ander ding in laat. Dit is overkill, nee. Wys julle hoe kwaad hy was. Dr. Philip Yancey praat van hurting people, hurt people, nee. Julle het dit al gehoor, maar wat ek vandag wil sê is, gejagte mense, jag mense. Dis pretty much wat hierso gebeur in hierdie gedeelte. So Dawid en 400 mense is op pad soontoe, en jy sien, terwyl Dawid op pad is, het hy hierdie imaginary gesprek in sy kop. Hy het hierdie gesprek in sy kop. Kom ons lees dit. Dawid het juis net gedink, onthou, hier gaan hulle nou, Karmel toe. Hy het net gedink, ek het verniet alles wat aan daardie man behoort in die woestyn opgepas, sodat daar niks van sy goed vermis is nie. En hy vergeld my kwaad vir goed. Mag God my deur my vyande om die lewe bring, as ek teen môreoggend nog enige manspersoon van Nabal laat oorbly. As iemand môre asemhaal nog in daai huishouding, mag God my slyn. Dit is wat Dawid is. Hy het hierdie keis wat hy besig is om sy kop te bou soos hulle nou loop, nee. Waarna hy homself besig is om homself te regverdig teenoor die mislike mense in sy lewe. Nabal is 'n mislike mens. Hy het my te nagekom, hy het my seer gemaak. Ek pas sy skape op. Ek kyk na sy skaapwagters. Ek is die een wat al hierdie goeders doen. En wat doen hy? Hy gaan nie eers vir ons een lammetjie, hy gee nie eers vir ons 'n choppie nie. Niks nie. Dit is terrible. Ek is woedend vir die ou en I'm going to bring him down to Chinatown. Dis wat gaan gebeur. Ken julle daai prosesse in jou kop met die moeilike mense? Ken jy dit, daai wat jou skrip storie is? Jy gaan hulle nou bel of jy gaan nou daai WhatsApp tik en sê, ja, okay. En jy sien, jy speel hierdie scenario in jou kop af. Ek gaan hulle aanvat, ek gaan al die singers vir hulle uitgooi, ek gaan hulle tune, ek gaan hierdie one-liners en hulle gaan lelik tweede kom en uiteindelik gaan ek wen, hulle gaan verloor en hulle gaan wegstap en ek gaan 'n liedjie hoor Another One Bites the Dust van Queen in my gedagtes. Nee, julle dink, dis wat mens doen. Dis wat Dawid gedoen het. Hy's besig om presies hierdie te doen. By hierdie keis in sy kop en hy visualiseer hierdie hele ding oor en oor in sy gedagtes soos hy op pad is. Nou ek gaan die storie net hier pause. Ek gaan nie verder aangaan met die storie nie. Ek gaan volgende Sondag gaan ek aangaan. Okay? Maar wat jy moet weet is hier sover 2 karakters. Een karakter is Dawid en die ander karakter is Nabal. Ons sien Nabal vergeld goed met kwaad. Ons sien Dawid vergeld kwaad met kwaad. Wat ons hier sien is altyd se standard operating procedure, SOP, mense op die myne werk, is kwaad. En ons sien nie een van hierdie twee se kwaad lei tot enige goed nie. Ons sien hier's nie 'n hero wat uit hierdie storie uit gaan kom nie. Ons sien hier is nie 'n hero nie. Kwaad met kwaad te vergeld, kwaad op goed te vergeld, daar is nie iemand wat wen nie, daar is nie 'n hero nie. Uiteindelik is dit 'n verloor situasie. En jy en ek weet dit altyd vandag, dit lyk soms vir jou die heel beste om kwaad met kwaad te vergeld, om mense terug te kry. Jy en ek ken daai gevoel nie. Jy dink dis die enigste viable opsie is om terug te betaal, retribution. Daai mislike mense in my lewe. Dis die enigste opsie wat daar is. Maar daar's 'n derde opsie. En ek gaan oor daai derde opsie gaan ek volgende Sondag met jou gesels. Maar hier's wat ek wil hê jy moet doen tussen nou en volgende Sondag. Ek het vir jou huiswerk. Okay, hier's wat ek wil hê jy moet doen. Ek wil hê jy moet aan jou moeilike mens gaan dink. En ons almal het hulle. En ja, dalk is jy iemand anders sin, maar let's leave it there. Maar ons almal het 'n moeilike mens. Ons almal het 'n mislike mens, 'n gemeene mens in ons lewe, okay? So ek gaan vir jou 4 vrae gee. 4 vrae wat jy vir jouself moet vra. 4 vragies. En ek wil hê jy moet hierdie 4 vrae vir jouself vra deur die filter van jou mislike mens, deur die filter van jou lewe, deur die filter van die situasie waarin jy heidaglik met so 'n persoon in jou lewe is. Kan ons dit doen? En dan wil ek hê jy moet asseblief met jou kinders hieroor gaan praat. Sal jy die 4 vrae vat en dan in die aand op hulle bed gaan sit of sommer net vanmiddag om die etenstafel sê, kom ek chat met julle oor hierdie 4 vrae. Kom ons gesels daaroor. Gewoonlik weet die kinders wie die ouers se mislike mense is, nê. Nommer 1. Eerste vraag wat ek jou gaan vra. Wil jy regtig daai mense terugkry? Want as jy hulle gaan terugkry, gaan jy hulle terugkry in jou lewe. Wil jy daai mense regtig terug hê in jou lewe? Wil jy retribution hê? Wil jy gaan kwaad met kwaad vergeld, hulle terugkry, hulle nail? Want as jy dit doen, fair enough, maar dan gaan jy hulle terugkry in jou lewe. Hulle gaan boots and all met al the good, the bad and the ugly, meer bad and ugly as enigiets anders, terugwees in jou lewe.
So die vraag wat jy jouself moet vra is dit regtig wat jy wil hê? Wil jy weer hulle terug hê in jou lewe? Wil jy hulle weer in jou gedagtes hê? Wil jy hulle weer dag en nag aan dink? Wil jy hulle in jou huis hê? Wil jy hulle in die gesprekke aan jou etenstafel hê? Is dit regtig wat jy wil hê? Ek meen jy hou nie eers van hulle nie. En nou wil jy hulle terug hê in jou lewe. Jy like hulle nie eers nie, nou soek jy hulle terug. Want as jy dink om hulle terug te kry of terug te betaal of te vergeld gaan die situasie oplos, dan ek vir jou baie slegte nuus. Dit gaan nie, dit sit dit op repeat. Jy kry hulle terug in jou lewe in. En jy's lelik met hulle en hulle is lelik met jou. En jy's lelik met hulle en so eskaleer die storie soos die twee vrouens met die karre. En uiteindelik word ons albei vernietig in die proses. Uiteindelik verloor ons albei. As ons opsie 1 of 2 vat. Die tweede vraag wat ek vir jou wil uitgooi vandag, is sal jy nie eerder wil aangaan met jou lewe as teruggaan nie? Sal jy nie eerder graag wil aangaan met jou lewe as om nou terug te gaan na al daai goed toe nie? Terug te gaan na daai hele hysterie toe in jou lewe nie? Wil jy nie eerder groei nie? Wil jy nie eerder verander nie? Wil jy nie eerder geestelik verdiep nie? Of wil jy regtig in trierad sit en teruggaan na dit toe? En weer daai hele ding herleef en dit eskaleer en oor dieselfde storie wat net al hoe erger raak en uiteindelik jou lewe gemors het. Wil jy dit graag hê? Die derde vraag wat ek wil hê moet neerskryf of afneem of whatever is wat 'n storie wil jy uiteindelik vertel? Wanneer hierdie hele ordeel verby is en jy net 'n storie oor het wat jy vir mense gaan vertel, wat gaan die einde van die storie wees? Gaan dit 'n voorspelbare einde wees? En ek het hulle teruggekry en toe kry hulle my terug en toe word ek net soos hulle en toe mors ons jare van ons lewens en dit was net chaos gewees. Is dit die einde wat jy wil hê? Is dit die storie wat jy wil vertel, daai baie voorspelbare einde? Of wil jy 'n ander einde hê? 'n Storie wat jy sê, hierdie storie het heeltemal 'n ander einde. Nie wat jy tipies dink sou gebeur het met 'n mislike mens nie. En dan die laaste een waarmee ek jou gaan los, is hoe sal dit lyk om kwaad met goed te vergeld in jou situasie? Kom ons sit ons imagine caps op. Hoe sal dit in jou situasie met jou mislike persoon lyk? Hoe sal dit vir jou lyk om die kwaad wat in jou gedoen is met goed te vergeld? Hoe sal dit in jou situasie lyk? Ek wil jou innooi in hierdie baie ongemaklike vraag in. En hierdie vraag stel ons eintlik op. Hierdie vraag posisioneer ons eintlik vir volgende Sondag se boodskap waar ek oor opsie 3 gaan praat. Hy posisioneer ons. Want ek gaan jou in 'n baie ongemaklike spasie innooi. Die spasie wat Jesus vir ons geskep het. As jy Jesus volg, as jy nie 'n Christen is nie, great, maak wat jy wil. Gaan vir goud. As jy volgeling van Jesus is, gaan ek jou in hierdie ongemaklike spasie innooi. Te sê, wil jy nie dalk oorweeg wat dit beteken, met kwaad wat aan jou gedoen is, met goed terug te betaal nie. Wil jy nie 'n voorspelbare storie skryf nie, maar 'n voortreffelike storie? Wat 'n storie wil jy skryf? Want Jesus het ons geroep om voortreffelike stories te skryf. Ek los jou met hierdie 4 vrae. Glo my, dit gaan jou besig hou hierdie week. Vat hierdie 4 vrae en sit daai moeilike, mislike, gemeene mens deur hierdie filters van hierdie vrae. En volgende week as jy terugkom, hoop ek, dan gaan ek met jou deel wat opsie 3 is. En in 'n baie ongemaklike spasie innooi. So maak gereed vir baie ongemaklikheid. Ek bid vir jou. Here, baie dankie dat ons vandag hier bymekaar kan wees. En Here, dankie dat U met ons kom praat het vandag. Here, en ek dink ons almal sien onsself in hierdie storie van Dawid en ons almal het op een of ander manier al te doen gekry met 'n Nabal. Ons almal het op een of ander manier te doen gekry met 'n koning Saul en ons word van balans afgegooi. Ons moet kompenseer soos op 'n hangbrug. Ons doen goed, ons sê goed, ons tree op maniere op wat buite ons karakter is of is wie ons nie wil wees nie, Here, of totaal onchristelik of unchrist-like is om te kompenseer. Maar ek bid, Here Jesus, dat U sal kom en dat U vir ons sal kom help, Here. Dat ons sal weet dat wanneer ons kompenseer, ons het nie net 2 opsies nie. Ons het nie net 'n opsie van kwaad met kwaad vergeld of ignoreer nie, Here. Daar's 'n derde opsie wat U ons na toe nooi. Ek sien uit om volgende week daar te praat, maar Here, hierdie vraag gee U vir ons en ek bid dat U dit vir ons sal kom oopbreek. Ek bid dat U vir ons sal kom wys, Here. Hoe kan my lewe lyk? Wat kan die storie word as ek die kwaad wat aan my gedoen is deur mislike mense, Here? As ek met goed reageer daarop, dit wat U ons roep om te doen, Here. Ek bid regtig, Here, dat U vir ons sal kom help, dat U vir ons op 'n plek van clarity sal bring, dat U vir ons op 'n plek van helderheid sal bring. Dat ons vir die eerste keer dalk in jare besef, maar waarmee is ek besig? Waarheen is ek op pad met hierdie ding?
Here, soos ek baie keer vir mense sê, is maak die storie klaar, maak die storie klaar. Wat is die einde van hierdie? Here, dat U vir ons sal kom help. En berei ons harte voor, Here, want ek glo U gaan vir ons kom aanraak en genesing bring volgende naweek. Dankie, Here, vir U liefde. En ons bid dit in die naam van Jesus. En almal sê saam. Amen. Dankie dat jy hier was. Mag die Here jou ryklik seën. Ek hoop jy het 'n wonderlike dag. Ons sal hierdie 4 vrae sal ons op social media sit. En dan gaan jy dit kan hê. Praat met jou kinders daaroor, bid daaroor en sien jou volgende naweek. Ek sien uit vir to be continued.